Daar sy, hier is ons terug met 'n sak vol stories. En glo maar vir my, vandag se storie gaan 'n heerlike een wees. Julle weet sekerlik teen hierdie tyd dat julle kan saamlees aan die stories op ons webblad, maar of jy nou luister of lees, laat ek my hand lekker diep in die storiesak indruk en kyk net wat het ons hier. Een van my gunstelinge. Ek hoop julle is reg om hierdie een in julle verbeelding saam met my te sien afspeel, want dit is sommer propvol aksie en onverwagse gebeure. Is julle reg? Hier gaan ons. Die bebaarde dwaas. Eendag was daar 'n man met 'n buitengewone lang baard. Dit was so lank dat dit al die pad tot verby sy middel gehang het. Hy was baie trots op sy baard. Hy het dit elke dag gewas, afgedroog en versigtig uitgekap. Hy het altyd sy baard in tip-top kondisie gehou. My lang baard laat my so gesofistikeerd en intelligent lyk, soos 'n professor of 'n wyse ou man, het hy by homself gedink, terwyl hy na die indrukwekkende boskansie op sy gesig in die spieël staar. Een aand sit die man in sy huis se studeerkamer en lees 'n boek by kerslig. Hy het heerlik in sy groot, gemaklike leerleunstoel gesit, met 'n kat wat by sy voete teen die kaggel lê en slaap. Die kamer was van dak tot vloer vol rakke, en op al die rakke was die slimste en belangrikste boeke wat die wêreld nog ooit van gehoor het. Hy was besig om 'n boek oor wyshede en gesegdes deur die eeue heen te geniet, tot hy op die volgende sin afgekom het. Enige man met 'n lang baard is 'n dwaas. Wat? Het hy gedink. Dit kan tog nie waar wees nie. Ek moes verkeerd gelees het. Hy het sy leesbril uitgehaal en dit op die punt van sy neus balanseer. Nog iets, so terloops, wat hy gedink het om meer intelligent laat lyk het. Toe lees hy die sin nog 'n keer baie versigtig. Enige man met 'n lang baard is 'n dwaas. Die man was totaal en al verbuister. Ek het altyd gedog 'n baard is 'n teken van intelligensie. Ek dog my baard laat my akademies en wys voorkom, het hy gesnik. Ek het 'n afgryslike fout gemaak. Ek was al die tyd onder die indruk dat almal my bewonder, maar hulle dink nog al die tyd ek is 'n dwaas. Hoe meer en meer hy daaroor gedink het, hoe meer teneergedruk het die man geword. Nee, ek kan dit nie bekostig om 'n kans te vat nie. Sê nou net dit wat in die boek geskryf is waar. Hy was so diep teleurgestel en baie verleë dat hy besluit het om dadelik van sy lang baard ontslae te raak. Dit is hoe ek my waardigheid gaan terugkry, het hy geroep en hoog en laag begin soek na 'n skêr. Eers het hy in die kombuis gesoek. Ek weet ek het dit hier iewers gelos. Toe keer hy die hele badkamer om in sy soektog. Skêr! Skêr! Waar op dese aarde is jy tog? Toe het sy studeerkamer deurgeloop. Skêr! Maar het hy die skêr gekry? Nee. Maar hy het 'n ander plan gehad. Daar moet 'n skeermes hier iewers wees, het hy geroep en teruggeduik in die chaotiese badkamer in. Weereens het hy oral oor gesoek en weereens niks gekry nie.
Die man het sy kop gekrap. Maar natuurlik het ek nie 'n skeermes nie. Ek het dekades laas geskeer. Hy het dit oorweeg en selfs probeer om sy baard met sy hande uit te trek. Maar dit sou tog nooit werk nie. Toe sien hy die kat wat by die vuur lê en slaap en kry 'n idee. Hy het 'n stuk tou gekry en die een punt aan sy baard vasgemaak en die ander punt aan die kat se stert. Toe huil hy kliphard soos 'n hongerwolf. Die kat het van die skrik opgevlieg en weggehardloop. Die tou het styf getrek, maar nie die baard uitgetrek of gebreek nie. En daar word die man toe dwars deur sy huis aan sy baard deur die hysteriese kat rondgesleep. Genadiglik het die punt wat aan die kat se stert vas was, losgetrek en kon die arme gedierte deur die venster ontsnap. Met die ou man alleen op die vloer agtergelaat. Terwyl hy nog snak na sy asem, staar die man na die flikkerende kersvlam voor hom en kry nog 'n idee. Ek het hy gepulder. Natuurlik, hoekom het ek nie vroeër daaraan gedink nie? Het hy geroep en sy baard gegryp en die punt van die vervloekte haredos oor die vlam gehou. Dit het dadelik vlam gevat, maar die vlam het ook al met sy lang baard opgeskiet, baie vinniger as wat hy verwag het. Binne 'n oogwink was al die hare van sy baard aan die brand en het hy gevoel hoe sy wange skroei terwyl sy snor ook in vlamme opgaan. 'n Paar vonke het tot op sy wenkbroue geskiet en selfs tot bo op sy kop en kort voor lank was sy hele kop aan die brand. Het hy gegil, my kop, my hare, help! Gelukkig was die vuur binne 'n oogwink weg, want al die hare was tot as verbrand en weg. Sy bure, wat hom gehoor gil het met emmers vol water aangehardloop gekom om te kom help. Want sy gille kon 'n mens myle ver hoor. Hulle het op hom afgekom waar hy verbaas en verdwaas gesit het. Sy gesig al smeelend met 'n wolkie rook wat om sy kop draai. "Hoe het dit gebeur?" het hulle gevra terwyl hulle die water oor hom uitgooi. "Ek het in 'n boek gelees, 'n man met 'n lang baard is 'n dwaas," het die man hartseer gesê. "En dit wil vir my lyk, ek het bewys dat dit heeltemal waar is." My wêreld, dit was nou omtrent vir jou 'n deurmekaarspel. Dat 'n mens soveel moeite, ongerief en ongelukke vir jouself kan veroorsaak. Ek dink die dwaasheid het glad nie in sy baard gesit nie. Of wat dink julle? Laat weet ons gerus hier of stuur vir ons 'n boodskap op sosiale media by @sakvolstories of op ons webblad by www.sakvolstories.co.za. Dit is heerlik om van julle te hoor en 'n like of 'n volg of 'n inteken help om ons storiesak aan die voorpunte van voorstelle vir lekker luister te hou. Tot volgende keer, arrivederci.